Sy naam is Martin. Hy was in Rome gewees. En daar by Santa Scala het hy met daai trappe opgeklim. Dit is baie pynlik. Maar as jy al die trappe opgeklim het, hulle destyds vir jou sertifikaat gegee dat jy vir 9 jaar vorentoe sondes kan doen en is reeds vergewe. Maar terwyl Martin Luther daar opklim, hoor hy 'n stem uit Habakuk wat sê, die regverdige sal deur die geloof lewe. So 'n paar maande gelede het ek op sy spore gaan stap, ek en my dogtertjie Lorettakie. Ons was by Eisenach gewees. Bach is ook daar, gebore en hy het daar gewerk. Ons was by die Wartburg kasteel waar hy die boek Daniël vertaal het en gesê het, hierdie boek moet heel eerste aan die publiek bekend gemaak word. Hy was mal oor die boek Daniël. Ons was ook op 31 Oktober by Wittenberg waar Luther gepreek het. En die preek wat ek na geluister het daai dag het my opnuut aangegryp met die tema van geregtigheid deur die geloof wat Luther so graag verkondig het. En hy het verwys in sy disposisie voor die Heidelbergse die stad Heidelberg, het hy iets baie interessants gesê. Hy is maar 35 jaar oud. Hy het gepraat van mense wat opkyk na die geregtigheid deur die geloof. En hy sê die preek was in Engels, so ek haal dit in Engels aan. They are, hierdie mense wat opkyk. They are, therefore are they loved. Are sinners beautiful? They are not loved because they are beautiful. Before God, sinners become beautiful. As jy voor God staan en na sy karakter kyk, word jy baie mooi. Wat is die hooftema wat dwars deur die boek loop? Daar's ander subtitels, maar wat is die hooftema? Die hooftema kry ons in Daniël 2. Die rots, Jesus, is op pad. Dit is 'n advent boodskap. Die rots is op pad, maak gereed. Wanneer gaan hierdie rots hier by ons planeet aankom om stukkende mense soos jy en ek heel te maak? Want ons is maar bietjie gebroke, maar hy gaan alles herstel. Daniël 12 vers 1. En in die tyd, wat baie naby is, sal Michael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree, en dit sal 'n tyd van benoudheid wees, soos daar nie gewees het vandat 'n volk bestaan het tot op die tyd nie, maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak. Daar wag ontwaking. Sommige tot die ewige lewe, en sommige tot grootsmaatheid, vir ewig afgryslik. En die verstandiges, hierdie is so mooi, sal glinster soos die glans van die uitspansel. En die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos. Vers 4, en jy Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe. Baie sal dit deursoek en die kennis sal vermeerder. Hou aan om die boek te lees. Kennis met betrekking tot hierdie boek en God se karakter sal in jou lewe vermeerder. Watter hoofstuk in die boek Daniël moet ontseël word? Ons het dit behandel. Daniël 8. Net so ietsie oor proloog en epiloog. Pro beteken voor, loog, logos, die woord. Met ander woorde, proloog is altyd die inleiding en epiloog is die slot. Proloog, epiloog. Nou in die studie van die boek Daniël moet jy elke hoofstuk vergelyk met vorige hoofstukke om na temas en strukture, chiasmes te soek, om die boek beter te verstaan. Want elke hoofstuk maak staat op die inligting van die vorige hoofstuk. En hier is baie ingewikkeld en ek het gebid dat die Heilige Gees ons verstande sal verlig om hierdie dieptes van die boek te begryp en te waardeer.
hulpmiddel om hoofstuk 12 beter te verstaan. So ons kyk nou na die proloog, die inleiding van hierdie hoofstukke en die epiloog, die slot. In die visioen van die klein horingkie gee die profeet eers vir ons 'n inleiding, 'n proloog. Dit is in hoofstuk 7. Aan die einde van sy visioen gee hy 'n slot, 'n epiloog. 'n begin en 'n einde. Ek lees net die laaste stuk hier. Tyd, tye en die helfte van 'n tyd. En soos ek vroeër genoem het, hier kry ons 'n gebroke numeriese progressie. Dit moet 1, 2, 3 wees, maar is nou 1, 2 en 'n halwe. Dit beteken hierdie stelsel het geen toekoms nie. Maar wat ons hierna wil kyk, daar was 'n inleiding gewees en dan eindig hy met 'n slot, 'n epiloog. En daai epiloog het te doen met 'n tydprofesie. So bær hierdie inligting in jou gedagte en dan gaan ons 'n bietjie vorentoe. Proloog en epiloog in hoofstuk 8 en hoofstuk 7. Gaat ons dit in 8 kry soos ons dit in 7 gekry het? Kom ons kyk. Wie is die skaap en bokram waarvan die profeet in die proloog praat? Ons het gesien dit is die Grieke en die Medo-Persiese ryk. Gaan die epiloog 'n soortgelyke profetiese tydprofesie bevat soos wat ons in hoofstuk 7 gekry het. Onthou hoofstuk 7 'n inleiding en 'n slot wat in 'n profetiese konteks eindig. Gaan ons dit daar kry? Ja. Hier sê hy in 8 vers 13, toe hoor ek 'n heilige spreek en 'n ander heilige het aan die een wat spreek gesê, hoe lank? Nou as ons in Openbaring kom, gaan ons ook hierdie uitdrukking kry, hoe lank, in die 6de seal. Sal die gesigdier van die voortdurende offer en die ontsettende goddeloosheid, sal die heiligdom sowel as die leer aan vertrapping oorgegee word. Raai wat gaan ons nou kry? 'n profesie wat te doen het met tyd. 2300 aande en môres. So hier's 'n patroon. Daniël 7 begin met 'n beskrywing van die diere en hy eindig met 'n tydprofesie. Daniël 8 begin ook met 'n beskrywing van diere en hy eindig met 'n tydprofesie. Epiloog en 'n proloog. Die epiloog, die slotsom, het met wat te maak? Met 'n tydprofesie. Kan ons dieselfde tydsprofetiese patroon van 1798 en 1844 in hoofstuk 12 verwag? Want hoofstuk 7 praat van 1260 jaar, hoofstuk 8 praat van 2300 jaar. Kan ons hierdie patroon ook in hoofstuk 12 verwag? As dit so is, dan het ons nuwe insig in hierdie boek. Die proloog, die begin van hierdie groot profesie, dit was die laaste 3 hoofstukke 10, 11 en 12, kry ons in hoofstuk 11. Hier begin hy met die verduideliking. Die epiloog, want dit is 'n eenheid, die epiloog, die slot, kry ons in hoofstuk 12. Gaan ons dieselfde tydsprofesie in die epiloog vind, die 1798, die 1260, die 1844, die 2300? Kom ons kyk. Voordat ons na nog ooreenkomste kyk, lees ons 12 vers 5. Luister wat sê dit hier. En ek, Daniël, het gesien en kyk, daar het 2 ander gestaan. Die een diskant op die wal van die rivier, dis die Tigris, en die ander oorkant op die wal van die rivier. En hier kyk ons na die Tigris, dit was my voorreg om 'n paar keer te kon besoek. En as ek daar is, dan dink ek aan hierdie inligting. So hier staan iemand hierdie kant van die rivier, en daai kant staan iemand aan die rivier. En watter vorige hoofstuk het ons van 2 wesens gelees,
wat ook met mekaar gesels het. Jy moet altyd terugverwys, soos wat jy in die boek Daniël vorder. Gaan terug. Daniël 8:13, toe hoor ek 'n heilige spreek en 'n ander heilige het aan die een wat spreek gesê. So hier kry ons ook twee heiliges. Daniël 12, Daniël 8. Hoe lank sal die gesig duur van die voortdurende offer en die ontsettende goddeloosheid sal die heiligdom sowel as die leer aan vertrapping oorgegee word? Van watter tydprofesie word hier gepraat? Die 2300 aandes en môre of jare, wat geëindig het in 1844. Gaan hoofstuk 12 ook na 1844 verwys. Dis interessant. Kom ons kyk. Tigris, sonsondergang. Sonsondergang is altyd so mooi. Dis wanneer 'n nuwe dag begin. Dit was aand en môre, eerste dag, aand en môre die tweede dag. Gaan ons weer 'n hoe lank in hoofstuk 12 vind. Jy het ook seker die vraag hoe lank? Hoe lank? Hoe lank hierdie pyn? Hoe lank voor hy kom? Daniël 12 vers 6 sê, en een het aan die ander man met linne bekleed, wat bo oor die water van die rivier was gesê, hoe lank sal die einde van die wonderbaarlike dinge uitbly? Hoe lank? Waar het ons die man met die linne drag ontmoet in die boek Daniël? In hoofstuk 10. En na wie word hier verwys? Kom ons lees dit weer 'n keer. 10 vers 4 en 5. En op die 24ste dag van die eerste maand, terwyl ek op die wal van die groot rivier was, dit is die Hiddekel, ander naam vir die Tigris, het ek my oë opgeslaan en daar sien ek 'n man met linne bekleed en sy heupe was omgord met goud van Ufas. So in hoofstuk 12 lees ons van hom. Hier kry ons ook inligting van hom. So jy moet teruggaan na hierdie vorige inligting. Dieselfde man van 12 vers 6? Ja. Kom ons lees verder. 10 vers 6. Sy liggaam was soos krisoliet. Ons noem hierdie antropomorfologie. Hy sien die heerlikheid van God en van Jesus en van die engele. Nou gebruik hy taal waarmee hy bekend was. En sy liggaam was soos krisoliet en sy aangesig soos die geflikker van bliksem en sy oë soos vakkels van vuur en sy arms en sy voete soos blink geskiede koper en die geluid van sy woorde soos die gedruis van 'n menigte. Van wie praat dit hier? 12 vers 6. En een het aan die man met die linne bekleed, wat bo oor die water van die rivier was gesê, hoe lank sal die einde van die wonderbaarlike dinge uitbly? Jesus. Is dit Gabriël wat vir Jesus uitvra oor die hoe lank? Lees die volgende teks. Toe hoor ek die man met linne bekleed, wat bo oor die water van die rivier was, en het sy regterhand en sy linkerhand na die hemel opgehef en gesweer by die ewig lewende. 'n tyd, tye en 'n halwe tyd. Gebroke numeriese progressie. En as hulle die mag van die heilige volk geheel en al verstrooi het, sal al hierdie dinge vervul word. Wat gaan na tyd, tye en 'n halwe tyd vervul word? Na 1798? Waar nog lees ons van Jesus wat langs water sy hand oplig en by die Vader 'n eed aflê? En nou moet ons na Openbaring toe gaan, want jy kan die twee boeke nie afsonderlik bestudeer nie. Die een vul die ander een aan. Openbaring 10 vers 1 en 2. En ek het 'n ander sterk engel uit die hemel sien neerdal, bekleed met 'n wolk en 'n reënboog was oor sy hoof en sy aangesig was soos die son en sy voete soos pilare van vuur en in sy hand het hy 'n geopende boekie gehad. Interessante geopende boekie. Hier kry ons die boekie van Daniël, stukkie van Daniël in sy hand.
En hy het sy regtervoet op die see gesit en sy linkervoet op die land. So, die twee boeke verduidelik mekaar, hulle komplementeer mekaar. Gaan hierdie ene ook sweer? Dit is natuurlik Jesus wat sweer by die Vader, kom ons lees. Vers 5 en 6, en die engel wat ek op die see en op die land sien staan het, globaal, 'n merisme, het sy hand na die hemel opgehef en hy het gesweer by hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel geskape het en wat daarin is, en die aarde en wat daarin is, en die see en wat daarin is, dat daar geen tyd meer sal wees nie. Vraag is dit die tyd van alle eindes of is dit profetiese tyd? So hy haal uit Daniël aan en dan is dit profetiese tyd. Dit is nie die einde van tyd nie, want hier volg nog inligting hierop. Wanneer ons by die boek Openbaring kom, gaan ons meer lig oor hierdie pragtige gedeelte kry. Verwysing na die hoe lank visioen van Daniël 8 vers 44. Dit is waarna hy hier verwys in hoofstuk 10 van Daniël, van Openbaring. Dink jy dis moontlik om Openbaring te verstaan as jy nalat om die boek, wat moet ek hierin sit? Daniël, te bestudeer. Kom ons lees verder in Daniël 12 aangaande vervolging. Vers 7, toe hoor ek die man met linne beklee, wat bo oor die water van die rivier was, en hy het sy regterhand en sy linkerhand na die hemel opgehef en gesweer by die ewig lewende, 'n tyd, tye en 'n halwe tyd. En as hulle die mag van die heilige volk geheel en al verstrooi het, sal al hierdie dinge vervul word. So na 1798 wag daar nog profeseë wat vervul moet word. En die verstandiges onder die volk sal baie tot insig bring, maar hulle sal struikel deur die swaard en vlam, deur gevangenskap en berowing baie dae lank. Hoe lank het die vervolging van die klein horingkie aangehou? Hoe het hulle gereageer? Vers 35, en van die verstandiges sal sommige struikel, om ander hulle loutering en reiniging en suiwering aan te bring, tot die tyd van die einde. Want dit sal nog duur tot op 'n vasgestelde tyd. So die tyd van die einde is 'n vasgestelde tyd. En daai vasgestelde tyd is 1798. Dit is wat ons hier kry. Wanneer het die vasgestelde tyd aangebreek? 1798. Na 'n tyd, tye en die helfte van 'n tyd. Is hierdie tydperk voorheen genoem? Ja, Daniël 7 vers 25. Wanneer het die profesie begin en geëindig? 539, 1798. Wanneer het die tyd van die einde aangebreek? 1798. Vers 7. Toe hoor ek die man met die linne bekleed wat bo die water van die rivier was, en het sy regterhand en sy linkerhand aan die hemel opgehef en gesweer by die ewig lewende, 'n tyd, tye en 'n halwe tyd. En as hulle die mag van die heilige volk geheel en al verstrooi het, sal al hierdie dinge vervul word. Dink jy moet 'n mens die goedjies net weer herhaal om dit vars in jou kop te kry. Wanneer het dit geëindig? 1798. Waarom haal Daniël hierdie profeseë weer 'n keer aan? Hy wil hê ons moet meer aandag aan hierdie profeseë skenk. Herhaling, herhaling, herhaling. Vers 8. En ek het dit gehoor, maar nie verstaan nie. Daarom het ek gesê, my Heer, wat is die uiteinde van hierdie dinge? En hy het gesê, vers 9, gaan heen Daniël, want die woorde bly verborge en verseël tot die tyd van die einde toe. Met ander woorde tot 1798, as daai langtydprofesie vervul word. Daniël wil weet wanneer sy volk weer in hulle land hervestig word, want dit was sy groot las.
Hy wou dit geweet het. En hier kom die Here en hy gee vir hom baie meer as wat hy wou weet. Dis wat die Here met ons doen. Hy gee altyd meer as wat ons verwag van hom. Nou moet hy eers iets oor die tyd van die einde hoor. Baie interessante dinge. Wanneer is dit? 1798. Hoe ver in die toekoms neem Daniël se profesie ons? Leef ons in die tyd van Jesus se wederkoms? Ek dink as ons weet hoe naby sy koms is, sal ons lewens so 'n bietjie anders te wees. Dit gaan die grootste gebeurtenis van alle eeue wees. En ons mag nie verlore raak nie. No such message has ever been given in past ages. Paul, as we have seen, did not preach it. He pointed his brethren into the then far distant future for the coming of the Lord. The reformers did not proclaim it. Martin Luther placed the judgment about 300 years in the future from his day. But since 1798, the book of Daniel had been unsealed. Knowledge of the prophecies had increased, and many have proclaimed the solemn message of the judgment near. Hoe bevoorreg is ek en jy nie om in hierdie laat uur te kan leef en die voorspellings in vervulling te sien gaan nie. Daniël het in 'n visioen gesien, ons sien dit in die werklikheid. Baie sal gereinig, vers 10, en gesuiwer en gelouter word, maar die goddelose sal goddeloos handel en geen een van die goddelose mense sal verstaan nie, maar die verstandiges sal verstaan. Daar's 'n klompie verstandiges wat die boek Daniël gaan verstaan. Maak seker dat hierdie verstandiges vir jou die boek verduidelik. En nie die preteriste of die futuriste wat die hele boodskap van die boek seermaak nie. Maar die verstandiges sal verstaan. En hier het gesê, wie is die verstandiges? Veral in die boek Openbaring. Hoe gaan ons die voorspellings verstaan? Vers 11. En van die tyd af dat die voortdurende offer afgeskaf en die ontsettende gruwel opgerig word. Hier kry ons 'n interessante syfer. 1290 dae verloop. Nou waar lees ons van die voortdurende en watter konteks? Die Tamid. Ons kry dit in hoofstuk 8 en 9. En hier kry ons dit in hoofstuk 11, 31. Kan geskiedenis vir ons verklaar wanneer Rome vir die eerste keer met die staat begin saamwerk het om haar gruwelike vervolging te begin? Die Bybel het voorspel, wat sê die geskiedenis? In 508 het Clovis, die Franse koning, op aandrang van die kerk van Rome begin om ketters te vervolg. Wat beteken dit? Om hulle dood te maak. En hier sien jy die naam Clovis in die kathedraal. Wanneer sou hierdie ontsettende gruwel beëindig word? 1798. 1290 jaar na 508. Waar bring dit jou uit? 1798. So hier het ons 'n inleiding, 'n proloog, 'n epiloog, 'n begin en 'n einde in hoofstuk 7, hoofstuk 8. En hier kry ons dit nou in hoofstuk 12, 'n inleiding en 'n tydprofesie. In 1798 steen Napoleon sy generaal Berthier oor die Alpe, arresteer Paus Pius die 6de in die Sistynse kapel en hy word verban. 'n Dramatiese gebeurtenis sny die profesie af op presies 1260 jaar. Hoe belangrik is dit om die profesie van Daniël 7 vers 25 te verstaan? Baie belangrik. En nou vir die laaste tydprofesie. Welgeluksalig is hy wat bly verwag en 1335 dae bereik.
Hier het ons enetjie wat so bietjie langer is. So hy vat eers Daniël 7 en hy sit hom in Daniël 12 en nou vat hy Daniël 8 en hy sit hom vir ons hier in Daniël 12. Is daar 'n teks in Openbaring wat salig met tydprofesie koppel? As hierdie profesie ook in 508 begin, en ek glo dit begin daar, waar eindig hy? Nou tel jy 1, 3, 3, 5 by en jy kom by 1843 uit. Maar wag net so 'n bietjie. Volgens die Hebreëse kalender wat die jaar van herfs tot herfs neem, eindig hierdie profesie eintlik in 1844. Wat het in daardie jaar gebeur? Daniël praat van die ondersoekende oordeel wat toe begin het. Hoofstuk 8 verwys na die heiligdom wat daardie jaar in sy regte staat herstel moet word, oftewel gereinig word. Wanneer mens die gebeure en datums van hoofstuk 8 en 9 nagaan, bring dit jou by 1844 uit. Dit is nou nie meer 'n profesie in die toekoms nie. Dit is nou geskiedenis. Die ondersoekende oordeel het reeds begin en ons name kom een vir een voor. Eers het dit by die eerste persoon wat gesterf het begin, Abel. En as al die dooies en name ondersoekers begin het by die lewendes. Ons weet nie wanneer gaan dit by ons begin nie. Ons leef in baie ernstige profetiese tye. All needed knowledge for themselves of the position and work of their great high priest. Die werk wat Jesus nou doen is so belangrik. Die kruis was belangrik. Sy priesterlike werk was belangrik. Maar sy hoëpriesterlike werk in die allerheiligste is ontsettend belangrik. Otherwise, it would be impossible for them to exercise the faith which is essential at this time, or to occupy the position which God designs them to fill. Every individual has a soul to save, or a soul to lose. Each has a case pending at the bar of God. Each must meet the great judge face to face. Hoe gaan jy voor die regter staan? How important then that every mind contemplate often the solemn scene when the judgment shall sit and the book shall be opened, when with Daniel every individual must stand in his lot at the end of the days. Waarna wil Daniel ons gedagtes neem? Na die werk wat Jesus ons hoëpriester op hierdie oomblik aan die allerheiligste doen. Ons parakletos, ons advokaat, hy wat vir ons intree. Is ons bewus van die erns van die werk waarmee Jesus tans besig is? Luister hoe verklaar Johannes Daniël se boodskap. Openbaring 14 vers 6. En ek het 'n ander engel in die middel van die lig sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. 1000 tekste sê die oordeel gaan kom. Hier by die eerste engel van die 3 sê die oordeel het reeds gekom. Daniël 9 se 2300 aanes en môres is vervul. 'n Boodskap gaan nou uit, dit het reeds begin. En omdat hy as hoëpriester vir ons intree, moet ons hom aanbid. God wat geskep het. Al is dit nie geëvolveer nie. Hy het gespreek en dit was. Die Sabbatboodskap wat 'n teenvoeter vir evolusie is, gaan verkondig word. 1844 toe Darwin begin het met evolusie, was daar 'n boodskap wat sê God het geskep. En 'n ander engel het gevolg en gesê, geval het Babylon, dis hartseer. Die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar roerery. En dan het baie ernstige boodskap. En 'n derde engel het hulle gevolg met 'n groot stem gesê, as iemand die dier in sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang,
sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn. Ek het 'n hele lesing oor, wat is die toorn van God? Want die derde engelse boodskap is geregtigheid deur die geloof in Jesus Christus as wese, as werklikheid. En hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. En die rook van hulle pyniging, nie hulle pyniging nie, gaan op tot in alle ewigheid. En hulle, voor het gebeur het, dag en nag geen rus nie. Hulle wat die dier en sy beeld aanbid, jy het nie vreugde en vrede as jy die dier se beeld aanbid nie. En elkeen wat die merk van sy naam ontvang. Hoe lyk die einde van die klein horentjie? Die koning van die noorde, die man van sonde, die antichrist, verdwyn 'n klompie rook en dan is alles weg. Hoe lyk die profetiese profiel van God se oorblyfsel kerk soos aan Johannes getoon? Hier is hy. Dis pragtig. Hier kom die lydsaamheid, hupomeno, mense wat onder vervolging kan staan, van die heiliges te pas. Hier is hulle. Hier is hulle. Soek hulle. Wat die gebooie van God, mense wat gehoorsaam is aan die wet, wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Wet en genade kan nooit geskei word nie. Die laaste kerk verkondig al twee. Maar hy begin met Jesus en dan sê hy, wees gehoorsaam. Dit is soos die 10 gebooie. God wat jou verlos het uit Egipte. Hier is sy gebooie, sy kode, pragtige 10 kodes. Wat sê die Bybel van mense wat na 1844 die 3 engele boodskap aangeneem en gesterf het? Vers 13, en ek het 'n stem uit die hemel aan my hoor sê, skryf, Makarios, salig, die grootste vorm van geluk, is van nou af die dode wat in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hulle arbeid en hulle werke volg met hulle. Vers 14, en ek het gesien en kyk, daar was 'n wit wolk. Dis mooi. 'n Wit wolk en een soos 'n menseseun wat op die wolk sit, met 'n goue kroon op sy hoof en in sy hand 'n skerp sekel. Gaan ons, tipes van die eindtyd Daniëls, hierdie gebeurtenis aanskou? Ek glo so. Vers 13, die laaste teks in die boek. En jy, Daniël, gaan hier na die einde, en jy sal rus en weer opstaan. Opstaan tot jou bestemming, die hemel, aan die einde van die dag. Wat 'n pragtige boodskap. Hy gaan opstaan om Jesus se wederkoms te sien. Hy gaan vir ewig gelukkig en veilig wees. The time has come for Daniel to stand in his lot. The time has come for the light given him to go to the world as never before. If those for whom the Lord has done so much will walk in the light, their knowledge of Christ and the prophecies relating to him will be greatly increased as they near the close of this earth's history. My laaste paar woorde aan jou, my liewe vriend. Wil jy eendag saam met Daniël Jesus in al sy glorie sien kom? Ek ken jou miskien nie, maar ek sou graag saam met Daniël in die hemel wil sien. As die Heilige Gees met jou praat, beteken dit verlossing. Moet hom nie weerstaan nie. Aanvaar die pragtige waarhede van hierdie boek en begin opgewonde raak oor die wederkoms. Kom ons bid. Liefdevolle Vader, elkeen van ons, as Jesus nie spoedig kom nie, sal gaan rus. Party van ons sal lewe. Maar ek bid U, in daardie dag, as Jesus kom, dat ons sal opkyk en sê, dit is ons God op wie ons lang gewag het.
Laat ons juig en bly wees. In Jesus naam. Amen. All the years that I have wasted looking only for myself. Oh, how I've needed you. I needed to know your grace.